Ek is Karen Loots en jy kuier vanoggend saam met my in my voorhuis, saam met Leonie Pretorius van Radio Fynbos. Leonie, baie welkom hier by my. Dit is my regtig lekker dat jy saam met my kuier. Ek en jy ken mekaar nou so rukkie al, so dis nou vir my lekker om saam met jou te kuier. Dit is Karen en ek sê altyd dinge gebeur soos dit moet gebeur. Ja. So hier sit ons nou en ek weet nou absoluut nie wie gaan nou met wie die onderhoud voer nie, maar ons gaan aan. Ons gaan dit net saam geniet. Nou ek en Leonie, my en jou pad het gekry, seker so, ek dink is dit so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, miskien 'n bietjie langer. En ek was lank betrokke by die radio in Bethlehem en ek het net geweet ek wil weer betrokke raak by radio en ek en jy het uiteindelik by mekaar uitgekom. Ons albei is lief vir die radio, maar ek wil vanoggend hoor, wat het jou by die radio laat betrokke raak en hoe het jy besluit ek gaan hierdie stasie koop en bedryf en bestuur? Nou Karen, ek is seker die vrou wat die mees bederfste vrou is. En so het ek vir my man Gerard vertel, weet van die radiostasie en hy het gesê, nou maar goed, maak 'n afspraak en ons het die vorige eienaars gaan sien en ons het die radiostasie toe nou gekoop. En my hart is baie lankal, so wat ek altyd sê, lig skyn nie in lig nie. Lig skyn in duisternis, in die donker. En soos wat ek maar bekend is daarvoor in die bediening. En ek het iets gesien wat anders is as 'n gewone radiostasie. So baie mense vra vir my, hoekom het jy dan nie iets soos Radio Kansel begin nie? Ja. Maar vir my beteken dit, as ek hier met jou gesels, hier is al reeds lig. Ja. So hoe gaan ek lig, verstaan jy, in lig laat skyn? Vir my is dit, hoekom bly ons hier? Wat wil ons afgee? Verstaan jy, aanstilbaai aan die gemeenskap. So ek hoop ek antwoord so vinnig in 'n neutedop jou vraag daar. Ja. Dit is my mooi dat jy dit sê, lig, wat nie in lig. Dit is nog steeds lig en dit waarde, maar dit is nie waarvoor dit gemaak is eintlik nie. En so is dit vir ons, baie keer is dit, mens wil wees waar dit gemaklik is, waar dit vir jou lekker is, waar jy so in 'n gemaksone is. Ja. Maar dis juis in daai plekke waar dit ongemaklik is, waar mens amper die goud en die waarde dan, soos jy sê, lig regtig, sien. So miskien moet ons teruggaan en sê, waar die Here met jou hierdie pad van geloof begin? Ek meen, dit kom jare, en oor 'n lang leeftyd, en dalk in 'n neutedop hoe daai alles bygedra het om jou vandag te kry waar jy is met die radio en jou betrokkenheid met die radio. Baie vinnig, ek het van 12 jaar af begin bedien. Ek is lief daarvoor om te bring wat die Here se genesing is. Ja. Jy sal altyd sien, ek sal nie van 'n kamera hou, as daar bedien word of so nie, want dit gaan oor wat Vader op daardie oomblik wil doen. Was universiteit toe, vinnig het ek vir jou vroeër vertel wat ek in 'n ongeluk was. Ja. Kragtige ontmoeting met Jesus gehad. Daar het hy regtig my calling vir my, gegee. Ek het teruggekom. As ek sê teruggekom, ek het baie mense wat teruggestuur met 'n nabydoodse ervaring. Ek het vir die Here gesê, dis so groot wat ek hier gesien het. Ek moet teruggaan. Sure. En ek het in die bediening beland. Daar het ek meer geleer, baie langer geleer as wat ek op skool was. Ja. En ek het my doktorsgraad het ek voltooi en alles. Vir een rede, ek bedien interkerklik. So ek wil nie onder 'n titel, verstaan jy, bedien nie. En nou sal jy vra, waar pas die radio in? As jy hoor wat die slogan, verstaan jy, van ons radio is, soos wat jy weet, dat die Radio Fynbos fyn daarop ingestel is om die mooi agter elke bos te soek. As 'n radio van stasie afgaan, moet jy hom fine-tune. Dis waar. Totdat hy op daardie frekwensie kom, wat jy 100% hoor. Ja. En ek wil net vir mense sê, daar is meer. So, hier gaan ek nou, ek het nie meer 'n groot gemeente nie, en ek gaan sit in die radiostasie en elke oggend kry ek woord, en ek kan dit uitgee. En jare terug in Bloemfontein,
was dit ek probeer nou die radiostasie onthou, maar ek daar gesit het, jy weet, jy sit so bo op 'n koppie, en ek daar so stil sit met die Here en ek maak my senuwees net bietjie kalmeer hier binne my Ja. om daardie program aan te bied. Toe sien ek net hoe wys die Here vir my golwe en golwe en golwe, soos musieknootjies wat uitgaan. En nooit het ek geweet, daar het hy eintlik al vir my gesê, dit gaan radio toe gaan. Dit gaan radio toe gaan. En vir my is Radio Fynbos, dis 'n online stasie. Ek meen terwyl as ons nou hier live gegaan het, kon my man duisende kilometers van ons af ingeskakel het en hy sou hierdie gesprek kon gehoor het, glashelder. Ja. En dit is vir my 'n ekstra myl, as jy mooi daaraan dink. Dis miskien meer ingewikkeld, Ja. maar oral kan Radio Fynbos gehoor word. Ja. En oral het ons 'n boodskap vir mense. Net wat sê, ons is hier, Ja. kyk wat is die mooi in Essequa, Ja. en ons bring dit vir julle. Jy weet, en as 'n mens dink in terme van radio, soos jy sê, dit lyk heeltemal anders as wat dit gelyk het in die verlede. Jy moes binne daai opvangsgebied wees om daai stasie te kan opvang. En ek dink ons as Suid-Afrikaners, daar's so baie Suid-Afrikaners in die buiteland. Daar's soveel mense wat buite die grense van die Essequa streek woon. En om daai hoop te kan bring. En daar's tog iets van gebondenheid wanneer 'n mens ervaar en beleef wat jou mense beleef. Daar's iets wat sê, "Joh, dis my mense. Hierdie is waar ek groot geword het of dis waar my ouers woon." Ja. En ek dink dis so 'n mooi manier om dit te sien. Ja. So ek wil op daai punt wil ek nou nog aanhaak en ek wil sê ek dink nie altyd 'n ou se gemeenskap. As ons nou dink oor hoe gemeenskapsradio gegroei het in die laaste 10 jaar. Soos ek sê, ek was self betrokke by die Bethlehemstasie. En in die beginjare van 'n radiostasie, dis harde werk. Dit is baie ure insit om 'n program voor te berei en jy weet nie altyd wat is jy weet hoeveel mense luister vanoggend na die program nie, want jy weet ons het definitief vandag aanduidings en ek dink die tegnologie het verander. So dis saad wat 'n mens in die grond sit om hierdie ding wat jy mee besig is te doen. Ja. Maar soos jy sê, ek wil amper sê die nalatenskap van hierdie ding is soveel meer, want as een persoon vandag wegstap Ja. en hulle sê, ons het nie net gehoor wat gebeur in Essequa nie, maar ons het 'n saadjie van hoop vanoggend ontvang deur iemand se getuienis of deur iets wat gebeur het in die streek of dan jy sê soos 'n woord wat jy bedien, dan is dit eintlik dit het ewigheidswaarde. Ja. En dit is my mooi. Want waaroor gaan dit? Dit is 'n geleentheid wat die Here vir ons gee om 'n platform te kan wees. Jy weet, dit herinner my aan 'n storie van ons het so jaarliks het hulle by Marula so 'n klankgolf gehad wat hulle radiostasies, gemeenskapsradiostasies reg oor die land bymekaar trek en sê ons gaan so 'n bietjie gesels oor gemeenskapsradio. En ek onthou 'n getuienis van een van die stasiebestuurders van 'n klein radiostasie, is iewers in Limpopo gewees. En hy het vertel, daar's 'n klein, dink ek, lugrederytjie iewers in die omgewing. Ek weet nou nie of dit Lanseria of wie was. Ek sê dit is nie, wat is dit nie, maar Ja. en hulle het sê maar net 'n sekere hoeveelheid vlugte wat hulle nou, dis waar. Dis iewers in Limpopo, dan vlieg hulle jou nou Lanseria toe. Ja. En dan kon ons sê daar's 20 sitplekke op die spesifieke vliegtuig beskikbaar. En dan is dit nou soos sê nou die spesifieke dag het hulle nog 5 of 6 sitplekke oop. En hy het vertel hoe hy op sy gemeenskapsradiostasie daai advertensie kon plaas as 'n inlees, dis net vir vandag. En hy daai sitplekke binne 'n kort tydjie het hy daai sitplekke gevul. En dit laat my altyd dink, dit is gemeenskapsradio. Dit is wat gemeenskapsradio verskillend maak van gewone kommersiële radio. Ja. Dit is gefokus op sy gemeenskap en sy gemeenskap se behoeftes nou. Daai ding van dis uit ons gemeenskap vir ons gemeenskap. So En ek meen jou platform, jy weet wat jy het, gemeenskapsdagboek wat jy het, ook die forum nuus wat ons so geseënd is wat hulle nou van sê ons, jy weet ons kan dit lees en alles. Ja, en van my kant dan wil ek ook net vir jou sê dankie sommer vir hierdie
onverwagse onderhoud wat Ja. ons het. En dis wat ek altyd sê, so loop hy en so moet hy loop. Nee, verseker. En ek dink dis 'n voorreg en ek wil ons gemeenskap regtig, ek wil hulle uitnooi en sê, wees deel van die stasie. Dis jou stasie. Dit is nie dat Leonie bestuur dit en besit dit, maar dis ons stasie. So koop Absoluut. in op die visie en ondersteun dit. En jy weet net so vinnig in my. So dankie dat jy kom kuier het by my hier in my voorhuis. Wat 'n voorreg vir my gewees. Ek kon sommer Ja, ek en jy gaan nou lekker saam 'n klaviertjie so tokkel en koek eet, tee ons gaan maak. net soos wat hy wil loop. Terwyl ons nou op hierdie noot is, nê? No pun intended. Revolve Productions is 'n ander been waaroor ons nog 'n geselsie op 'n volgende keer kan hê, maar Chantal, jou dogter het Revolve Productions en Dis dit is op reg. YouTube en ek wil ons luisteraars sommer uitnooi. Jy gaan hierdie advertensie of hierdie onderhoud gaan jy nou sien. Maar moenie net na die YouTube, jy weet, onderhoud kyk nie. Gaan like en subscribe, want like en subscribe is die manier wat jy sonder dat dit jou 'n sent kos ook iets beteken vir Revolve. Ek weet nou nie of hulle dit al op radio gedoen het nie, maar High five. daar's dit. Sy. Baie dankie dat jy kom kuier. Mooi dag. Hey, tjuf tjaf, tjuf tjaf.